Goeiemôre. Dis wonderlik om op hierdie dag by mekaar te kom en vir mekaar te herinner daaraan dat die Here uit die dood uit opgestaan het. So op so 'n dag groet ons mekaar met die woorde wat daar op die skerm is en ek sê die Here het opgestaan, en dan antwoord julle ek het nou 'n paar getoets hier buite en sê ek vir die Here het opgestaan, dan sê hulle hy. So dis lekker as mense hierdie woorde het. So as julle ooit weer mekaar sien op 'n Paas Sondag, maar mense kan dit maar elke Sondag vir mekaar sê want dis kom ons erediens te hou op die eerste dag van die week, omdat dit die dag is wat alles verander het, wat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Ek wil baie welkom sê aan alle gaste wat vanoggend hier is. Jy moet nou maar self besluit of jy 'n gas is of nie. Maar in besonder Terrence het gesê sy kinders is vanoggend hier en ons wil vir julle baie welkom sê hoor. Ek sien ek moes nou nie gesê het nie, maar ek het dit nou gesê. Kom ons draai na mekaar toe en sê ook vir mekaar baie welkom en laat hulle dadelik op hulle gemak voel asseblief. Ek wil vir julle 'n lied speel. Ek het nou oor die naweek daarop afgekom en die klank is nou nie die beste kwaliteit nie, maar dit is 'n nuwe lied en dit sê presies waaroor vandag gaan. So kom ons luister na die woorde. As jy naby sit, kan jy dalk nog lees wat op die skerm staan. Maar kom ons luister na hierdie besonderse lied. Ek het 4 mense nodig wat my voor sal kom help. Is nie 'n lokval nie, so moenie bekommerd wees nie.
any person in the congregation can come and help me. I need 4 volunteers. Baie dankie, môre. Op die skerm, julle kan maar hier voor by my kom staan, ons gaan nou die tekens hanteer. So Bill, can I ask you if you can place this candle on the stand and then you can light it for us as well, please. Thank you very much. And there you go. In John 9, verse 5, we read, Jesus is the light for the world. Baie dankie. Sal jy vir my asseblief hierdie beker vat en dan gooi jy vir ons water in die doopvont. Ek dink jy is nie naaste aan daai ervaring nog. Jy kan maar gooi. In Johannes, ook in Johannes 7 vers 38 lees ons, met die een wat in Jesus glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Mag jy dit ook ervaar hoor. Kan wie gesê hulle gaan die wyn hanteer? OK, dankie Johan. Johannes die wynmaker. Johannes, jy vir ons die wyn op die tafel sal sit, wat ons herinner aan die nagmaal. Op die berg is die kelder, so 'n bietjie reklame terwyl jy is. Ek is die wingerdstok, sê Jesus, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen. Johannes 15 vers 5. En dan Elise, dis nou eentjie om te stap, is dit reg? Jy's 'n fikstapper. As jy vir ons die kanselbybel op die preekstoel sal sit. En dan lees ons baie vroeg in Johannes 2. Later, nadat Jesus uit die dood opgewek is, het sy disippels daarin gedink dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Wonderlik om te dink, al reeds so vroeg in die evangelie, het Jesus eintlik klaar gepraat oor sy opstanding, en dat die disippels uiteindelik die skrif en die woorde van hom sal glo. Baie dankie, julle 4. Kom ons klap vir hulle hande. Dankie. Ek waardeer dit. Vandag is 'n klomp nuwe ervarings, en die lied wat ons gaan sing is ook 'n nuwe ervaring, Vonk 277. Maar ek dink vir sommige mense gaan die melodie baie bekend klink, maar is 'n pragtige lied. Daar's 3 verse, kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam met mekaar. Is die lig wat deur die donker skyn, is die een wat duister laat verdwyn, skyn in ons harte, dryf die donker uit, skyn in ons lewens tot in ewigheid. Ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die Heer. U is oorwinnaar, die dood verslaan, het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die paaie neer, ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring
en nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Kom ons begin hierdie wonderlike danksegging lof diens met Psalm 118 wat sê prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. My krag en my sterkte was die Here. Ek wil U prys omdat U my geantwoord en my te hulp gekom het. Ja, die klip wat deur die bouers afgekeer is, het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom. Dit is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in Hom verheug. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van Hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons sing lied 414, juig verlostes, juig en sing. Alice, ek dink is 2, ja, is net die 2 verse. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied lekker met mekaar saam. Juig verlostes, juig en sing, Halleluja, Halleluja. Jesus het die dood oorwin. Halleluja, Halleluja. Hy het uit die graf gegaan. Halleluja, Halleluja. Lof ons koning, prys sy naam. Halleluja, Halleluja. Hy het klaar die stryd gestry. Halleluja, Halleluja. Lewe is vir ons verkry. Halleluja, Halleluja. Roem die vors wat lewend is. Halleluja, Halleluja. God se volk vier ewig fees. Halleluja, Halleluja. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 20 vers 1 tot 18. En nou het ek eers nog 'n brawe kind nodig om my te kom help. So hier is nie so baie kinders nie. Ek kan al sien nee mamma, ek gaan nie gaan nie. Ek gaan dit maak sonder julle, maar sal dit bly wees as julle is. Awesome. You can please join me here on the pulpit. Praat jou mamma jou Afrikaans? Is dit? Dit is 'n uitkoms vir my. Gee jou naam vir ons. Aiden. Okay. Aiden, ek is baie bly jy kan saam met my op die preekstoel staan. Ek wil vandag, jy sal nie so klein soos daar beskerm nie. So ek is baie bly ek het 'n lekker groot man hier by my. Aiden, ek gaan praat oor kontraste. Weet jy wat is 'n kontras? Nog nooit in jou lewe gehoor nie, moenie worry nie. Ek gaan jou vir te vertel nie. Kontras is wanneer jy twee goed met mekaar vergelyk wat nie dieselfde is nie. Maar wat ons vanoggend uit die woord uit hoor, is hoe dit mense kan emosioneel raak
as jy besef wat die verskil is tussen dinge. En ek gaan nou dit verduidelik vir julle. Ek het nou vir ons 'n bietjie sap gebring. Sê jy deel met my? OK, jy kan jou eie glas vat. Nou drink ons 'n bietjie sap. Nie so baie drink nie. Suurlemoensap. Dis, hoe proe dit? You like lemon? Okay. Die lemon bring sommer die Englishman uit in hom. En dankie Aiden. Wat is lekker nadat mens iets suur gehad het? Wat is lekker as 'n mens iets? What is nice after you drank something that's very sour? Something sweet. Yeah. Okay, let's try this after the sour juice. Dis baie lekker. It's nice, hè? Thank you. You helped me a lot. That's for your sister. You would have gave her one. Hey, Aiden, you knew you had to share. I'm glad. As 'n mens daai suur smaak in jou mond kry, dan is dit nou baie lekker as jy dors is en jy sukkel 'n bietjie met lekker asemhaal. Dan is dit lekker, dit maak alles skoon. Maar hierdie soet lekkers is nou baie lekker. As ek weer 'n bietjie suurlemoensap drink, is dit omdat ek nou te soet is hier binne my. Maar duidelik kan 'n mens die kontras ervaar. En dis baie keer die suur wat eintlik die lekker soet smaak na vore bring. Julle weet mos mense kry hierdie suur wurms. Maar daar gaan jy eers deur die soet en dan sluit jy die suur, nee. Maar dit bring ook die smake in jou mond. Jou hele mond raak bewus van die smake. Maar daar is ander dinge wat ook kontraste is. Maar die tag my nou, laat ek my liewers die stukke na hanger uithaal. Ek het net gegryp. Donker. 'n Donker kamer. En wat doen donker aan jou gemoed? As dinge somber is, donker is. En wat 'n verskil maak dit nie? Dis nou my en Penidius, Marita sê. Wat 'n verskil maak dit nie as jy helder, as iemand 'n lig aansit in die kamer? As jy hierdie skielik sien. Hoe dit mense hele gemoed raak. Jy word sommer opgebeur deur die vrolikheid en die helderheid van hierdie kleur teenoor hierdie donker, somber hemp. Ons kan ook dink aan seisoene. Party mense is wintermense. Wie is wintermense? Wie hou van die in Piketberg is dit gevaarlik om dit te vra, want as jy nou net uit die somer uitkom, dan gaan almal se hande. We get very hot in summer, yeah? So if I ask whether somebody prefers winter, obviously the whole Piketberg will say we do. Maar winter raak vir my partykeer 'n bietjie lank. Dis my lekker om in die oggend op te staan in die somer en jy kan maar net opstaan en jy gaan met die dag. Maar winter moet jy dink wat gaan jy aantrek en is koud en triestig en jy moet onder 'n stort gaan inklim. Dis sommer swaar as dit so lank grou en donker en triestig bly. En dan kom die lente. En skielik bot alles blom, as lewe, 'n mens kan plant. Dis 'n wonderlike verandering wat kom en veral in die noordelike halfrond ervaar mense dit baie intens, die oorgange tussen die seisoene. Ons dalk minder so hier in Afrika, in Suid-Afrika. Daar's ook ander dinge wat wissel en wat 'n mens so emosioneel kan raak. Soms lees mense 'n boek en dan lees jy 'n baie hartseer deel in die boek of 'n donker gedeelte in 'n boek. En dan later verander dit en daar kom uitkoms of daar's iets moois wat gebeur in die boek. En dan besef 'n mens hoe jy emosioneel eintlik saamgery het met hierdie verskillende hoofstukke, hierdie verskillende tonele wat in die boek afspeel. Nou sommige van die kinders sal hierdie film ken, The Lion, The Witch and the Wardrobe. C.S. Lewis, 'n wonderlike gelowige man wat baie geworstel het met die Here. 'n boek wat hy geskryf het was Surprised by Joy. Hy het nooit gedink hy sal bly wees as hy die Here ontmoet nie. Die Here het vir hom gevoel soos 'n hond wat hom jag. En uiteindelik toe hy die Here ontmoet, toe sê hy weet nou nie waaroor al die stories was nie, want hy is nou so bly en so opgewonde en so vol vreugde nou dat die Here in sy lewe is. Maar hy het hierdie boek geskryf om mense te help om op 'n kinderlike manier
eintlik die grootsheid van God se liefde te ervaar. En dan vertel hy van die leeu Aslan, wat die held is in die hele verhaal, die kronieke van Narnia. Maar dan is daar 'n hoofstuk waar die wit heks met al haar volgelinge dit regkry om vir Aslan op 'n kliptafel te kry, vasgebind, magteloos, en dan maak die wit heks hom dood. En dis 'n donker, morbiede, swaar, al die hoop, al die lig, die donkerte sak oor die wêreld, die verkeerde mense het gewen. En die held, die een op wie al die hoop was, is dood. En daar's 2 dogters in hierdie boek, Lucy en Susan, en hulle aanskou dit. En nou moet 'n mens dink wat dit aan hulle gemoedere gedoen het. Dis nou C.S. Lewis wat dit skryf, maar die emosies wat hy nou in daai kinders, waar hulle held sterf daar op hierdie kliptafel. En dan raak dit nag. En 'n mens besef, dis donker vir die wêreld, want die boosheid is los. En as hulle wegdraai van Aslan af, Lucy en Susan, dan ervaar hulle skielik hoe die aarde skud, en dit kraak reg deur daai kliptafel. En as hulle opkyk, dan is Aslan weg. Aslan waar daar gelê het, is weg. En die volgende oomblik kom hy deurgestap, bo daai plek waar hulle hom doodgemaak het. En die hoop is terug, die lig is terug, die vreugde is terug. Daar's krag in hulle, want hulle held is daar, hy is saam met hulle. En nou weet julle hoekom C.S. Lewis die storie so vertel. Want hy kry daai gedagtes uit die woord uit die Bybel uit. In die Bybel lees ons ook van die held wat gespot word, wat aangerand word, wat verhoor word, wat gearresteer is, wat opgespoeg word en geklap word en geslaan word en uiteindelik gekruisig word. En hoe hy dan sy asem uitblaas en sê dis volbring. En dit het ons van donderdag nag af, het ons oor die Paasnaweek, het ons hierdie gebeure weer voor ons geestesoog geroep. Omdat ons weet, maar dis goed om dit weer en weer te ervaar. Hierdie Paasnaweek. Om onsself in te leef in hierdie regte storie, waarvan getuig word dat dit regtig gebeur het. Dis nie C.S. Lewis wat dit geskryf het nie. En waar die verhaal so vertel word, dat ons moet beleef wat die mense in die verhaal beleef het. As dit onsself is wat daar is. As ons onsself hierdie oorgang ervaar van die donkerte na die uitkoms, na die lig wat opgaan. So ons gaan nou saam lees uit Johannes uit. Ek gaan net weer terug na donderdag aand se teksgedeelte toe, die laaste dele daarvan. En dan gaan ons verder met die verhaal. En ons doen wat die Here bedoel het met die verhaal. Ons leef onsself in, ons laat toe dat die Gees van die Here met ons praat. En ons herinner aan hierdie wonder wat op daardie dag gebeur het. Kom ons raak saam stil voordat ons gaan lees. Let us pray together. Kom ons buig die hoofde saam. Almagtige Hemelse Vader, Here, dankie vir die heiligheid van hierdie naweek. Ja, tussen al die mense wat rondry en besig is met 'n klomp dinge oor Paasnaweek, sport wat gister gespeel is, dinge wat ons emosioneel raak, dat ons deur dit alles heen op verskillende plekke herinner was daaraan, dat hierdie 'n baie spesiale tyd in die kerk se lewe is. Dat ons elke jaar op hierdie tyd, min of meer, onsself herinner aan dit wat afgespeel het daar in Jerusalem. Soveel jare gelede. En Here, luister ons weer opnuut na die getuienis van mense uit daai tyd uit. Wat vertel wat hulle ervaar het, wat hulle beleef het. Hoe dit hulle geraak het. Hoe hulle self gesukkel het om hulle gedagtes, om die gedagte te kry dat 'n mens uit die doodheid kan opstaan. Ons sukkel vandag steeds. Dankie dat U deur die Gees en deur die woord vir ons kom help. Dat die hele evangelie van Johannes dit probeer doen om ons te help om te sien wie Jesus is. En om wanneer ons sien, al meer en meer te glo wat ons sien. Meer en meer te ontvang wie hy is en wat hy kom doen het ter wille van ons. Sodat ons self bevry kan word
verander kan wees, sodat ons met hoop en met krag die lewe kan ingaan. Here, in die wete dat alles nog nie uitgesorteer is nie. Maar die groot oorwinning is behaal. Die mag van die sonde en die dood is in mense se lewens gebreek. Daar's hoop, ten spyte van dit wat ons nog in die lewe ervaar en sien. Help ons, Here, dat ons oop en ontvanklik sal wees. Al is ons baie keer skepties, al twyfel ons. Help ons om net te wonder vanoggend, wat is die moontlikheid? En Here, as dit moontlik was, wat beteken dit vir hierdie lewe, vir hierdie wêreld, vir my? Dankie vir die getuienis wat uitgaan van gelowiges, oor eeue heen, wat ons ook vandag hier by mekaar bring. En Here, mag ons vandag ervaar dat ons het U weer hier opnuut ontmoet. Ons wag op U, Here. Amen. Ons lees saam met Johannes eers 19, die laaste verse van vers 38. Jesus is gekruisig, sy disippels van hulle wat daar was, het dit gesien. Alle hoop het soos mis voor die son verdwyn. Die een wat hulle gedink het die Messias is, die verlosser is, wat hierdie lewe sal kom verander, het self sy asem uitgeblaas. En die van ons wat al by 'n graf gestaan het, en die finaliteit van daai werklikheid in ons eie lyf ervaar het, mens kan jou indink wat deur hulle gedagtes gegaan het, die volgelinge van Jesus. En soveel te meer omdat hy in ons lewens baie keer ook so, dat dit regtig merkwaardige mense is wat ons lewens vul en wat heen gaan. Maar in hulle lewens was hy werklik die hoop vir die toekoms. Daar's dinge wat hulle in hom raak gesien het, wat hulle regtig die hoop gegee het, dat hier 'n antwoord is vir die stikkindheid van hierdie lewe, vir al die lyding, vir die swaar wat daar is. Maar nou sterf hy, en hulle steek die spies in sy sy en die bloed in die water loop uit. Hy's werklik dood. Hierna het Josef van Arimatea, wat uit vrees vir die Jode in die geheim 'n disipel van Jesus was, Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus, die goewerneur van die Romeinse ryk in Palestina, en hy is die gesag, hy is die een wat die uitspraak gelewer het en gesê het, gaan dan aankruisig hom. So hy gaan vra, Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus is, gaan vra vir hierdie Romeinse gesagsfiguur of hy die liggaam van Jesus kan kry. Pilatus het dit toegestaan. Josef het toegegaan en sy liggaam weggeneem. Daar was nog iemand wat hom gehelp het, Nikodemus, wat voorheen het ons gelees in die nag vir Jesus gaan vra, hoe kan 'n mens wedergebore word? Hy het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 litra mirre en aardehout gebring. 'n litra is omtrent so 300 gram, so as mense met 100 menigvuldig, dan ek het nou lanklaas somme gemaak op skool, maar ek dink is so 33 kilogram wat hy met hom saamgebring het. Hulle het toe Jesus se liggaam geneem en dit saam met geurende speserye in linnedoeke toegedraai, soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. En by die plek waar hy gekruisig is, was daar 'n tuin gewees, en in die tuin 'n nuwe graf waar niemand nog ooit neergelê is nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was, en aangesien die graf daar naby was. Is die tyd van die Paasfees, die Pasga, en daarom wil hulle alles afhandel voor die Vrydag sononder, wanneer die Sabbat begin, hierdie groot Sabbat wat die Jode saam gaan vier. Dis belangrik om te sien, dis 'n tuin. Ons lees so baie van tuine. Jesus in Getsemane wat worstel met die Vader, of hierdie lydingsbeker nie by hom kan verbygaan nie, en dan te aanvaar, sê as dit nie so kan wees nie, dan drink hy dit. En nou is ons weer in 'n tuin, die graf. En mag die tuine ons herinner aan die tuin van Eden, waar alles aanvanklik skeef geloop het. En hoe die Here weer 'n tuin gebruik om alles weer reg te maak wat tussen hom en mense gebeur het, verkeerd gegaan het. Kom ons lees dan Johannes 20, ons teks vir vanoggend. Dit was nou die Vrydag voor die son ondergaan, het hulle hom in die graf gesit, die klip voor die graf gerol. Nou verloop die hele Sabbat, hulle mag niks werk op die Sabbat nie, is 'n besonderse Sabbat, so hulle sit almal by die huise, hulle doen hulle dinge wat hulle gewoonlik op 'n Sabbat doen. En dan raak dit nag, so die Sabbat is verby, dis nou die Saterdag aand, son het gesak, die hele nag is donker, jy kan niks doen nie. Maria sit en wag, Maria Magdalena. Sy sit en wag vir die oggend,
Want van die Vrydag wat hulle hom in die graf gelê het, vandat sy hom in die kruis gesien het, kon sy nie weer naby hom wees, al is dit net sy liggaam. En ons word nie vertel in Johannes waarom sy gegaan het nie. In die ander evangelies gaan vroue, Maria Magdalena en ander vroue, om Jesus se liggaam te gaan versorg, maar Johannes sê ons niks daarvan nie. Hy sê net vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf, en sy sien dat die klip van die graf af verwyder is. Mens kan dadelik dink, waarom sou 'n vrou in die donkerte alleen na die graf toe gaan? En daai skok as jy by hierdie klipgraf kom met hierdie groot klip, wat sy daar sou gaan doen het met die groot klip wat daar is. En dan sien sy dat die klip van die graf verwyder is. Wat gaan deur haar gedagtes? Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sy sê vir hulle. Dit is wonderlik om te sien dat Simon na die verraad wat hy gepleeg het, verloning van Jesus, nie verraad nie, verloning van Jesus, dat hy steeds gesien word as die leier van die disipels. Sy gaan hom vir hom te sê, en vir Johannes, dink ons is die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het. Sy sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Sy het niks gesien nie. Sy het 'n oop graf gesien, sy het 'n klip gesien wat weggerol is, maar wat in haar gedagtes gebeur, is hulle het hom gevat, hulle het hom weggevat. Niks vir ons vertel dat sy gesien het in die graf, daar's nie 'n liggaam nie. Sy het net hierdie klip gesien wat weggerol is, en haar kop het die afleidings gemaak, en sy het gehardloop om vir hulle te gaan sê. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Julle hoor die intense emosies wat mense ervaar. Dis donker, maar sy hardloop om vir hulle te gaan vertel. Hulle hardloop om te gaan kyk wat daar gebeur het. Maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en hy het eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan in die graf. Daarom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het wel in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê. Dis nou die doeke waarin Josef van Arimatea en Nikodemus vir Jesus toegedraai het. Ook die doek wat om Jesus se kop gedraai was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Toe Lazarus uit die dood uit opgewek is, het hy met doeke en al uit die graf uitgekom. Hulle moes hom losmaak. Hier is iets anders wat gebeur het. Jesus is uit daai graf uit sonder die doeke. Daai doeke is netjies opgevou. Wat is hier aan die gang? Daarna het die ander disipel wat eers by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo. Nou ons verstaan nie wat hy geglo het toe hy ingegaan het nie. Het hy geglo dat die liggaam nie daar is nie? Het hy geglo dat Jesus uit die dood uit opgestaan? Dit lyk as dit is wat hy geglo het nie, want ons lees, hulle albei het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. So hulle sien hierdie doeke wat daar lê, hulle sien sy liggaam is nie daar nie. Die een disipel glo, maar ons weet nie wat hy glo nie. Maar ons weet hulle verstaan nog nie dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. So hulle reaksie op dit wat hulle alles hier sien en selfs die geloof wat hulle het, is hulle gaan weer huis toe. Maria nie. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, so as 'n mens dit lees, dan besef 'n mens daar. By Lazarus se graf het die mense net so hartstogtelik gehuil. Hierdie Maria Magdalena het 'n innige verhouding met haar Here Jesus Christus gehad, met haar rabbi gehad, haar leermeester. Sy was opreg volgeling van Jesus Christus. En terwyl sy huil, buig sy vooroor om in die graf in te kyk. En dan kan 'n mens nie verstaan nie hoe sy dit sien, maar die ander twee het dit nie gesien nie. Twee engele wat met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hier's 'n klomp dinge wat gebeur wat 'n mens net nie op antwoorde het nie. Maar dis die belewenis van die mense wat daar was, en dit's Maria se belewenis toe sy inkyk en sy sien hierdie twee engele wat daar sit. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie."
vir Petrus, hulle het sy gesê, ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nou raak dit baie persoonlik, ek weet nie. Dis vir my 'n krisis, dat ek nie weet waar die Here van my lewe is nie. Die engele sê in hierdie evangelie niks meer van haar nie. Nadat sy dit vir hulle gesê het, het sy omgedraai, en dan sien sy iemand daar staan. Ons lees vir Jesus daar sien staan. Maar nou lees ons, sy het dit nie geweet, dat dit hy is nie. En dadelik is ons weer soos met die Emmausgangers, die mense wat iets weet wat hulle nie weet nie. Die Emmausgangers, hulle is op pad van Jerusalem af, hulle praat oor dit wat gebeur het in Jerusalem, en Jesus begin saam met hulle stap. En dan vra hy vir hulle, maar waar praat hulle? En dan sê hulle, maar is jy die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat jy nie weet wat gebeur het daar nie? En soos hy met hulle praat, dan begin hulle oë oopgaan, as hy by hulle aan tafel sit, en vir hulle alles leer uit die skrif uit, en hulle weet dis Jesus. Hier is dit weer so, ons wil vir die Emmausgangers sê, dis hy wat by julle is, oor wie julle praat. En nou vir ons dieselfde, dat mense vir Maria wil sê, Maria, dis die Here, dis Jesus wat daar voor jou staan, maar sy sien dit nie. Sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? En dan vra hy nie vir haar, wat soek jy nie? Wat mense in 'n tuin sou vra vir iemand wat daar rondstap, waar daar grafte is, wat soek jy hierso? Hy vra vir haar, vir wie soek jy? Vir wie soek jy? En dan sê sy, want sy het gedink dis die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Hoe wil 'n mens nie vashou aan dit wat jy verloor nie? Dit is swaar. En ons sien dat sy bly treur, sy bly huil. Hoe meer dit is nou al van Vrydag af wat sy dit gesien het, en hier oor die naweek, oor die stil Saterdag, het dit al hoe meer 'n werklikheid geword, dat haar Messias, haar Rabbi, dat hy werklik dood is. Sy was 'n ooggetuie, sy het dit gesien. En die trane loop die hele tyd, terwyl sy dink oor haar verlies. Jesus het vir haar gesê, Maria. Dis al wat hy sê, haar naam. Hy noem haar op haar naam. In die Griekse Bybel sien 'n mens dat dit in Aramees geskryf word. In Aramees praat Jesus met haar, en hy noem haar op haar naam. En dan draai sy naam toe, en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Dit wat sy met haar oë nie kon herken nie, herken haar ore. Sy sien vir Jesus, en daar gaan 'n lig vra op, wat alles deur haar gedagtes moes gegaan het op daai oomblik. Tussen dit wat sy Vrydag self gesien het. En hier staan hy, en hy noem haar op haar naam, en sy besef, dis regtig hy, wat gaan met haar aan? Is sy, al wat sy uitkry is Rabboni. En dan sê Jesus vir haar, moet my nie langer vashou nie. Mense kan nou dink, maar sy moes hom gegryp het, en hom vasgedruk het. Hy sê vir haar, moet my nie langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, en julle Vader, en na my God, en julle God. Dit is aangrypend om te dink dat Jesus nie vir haar wegstuur en sê, gaan sê vir my broers en susters, dat jy het my in lewende lywe gesien, ek het regtig opgestaan. Dis nie vir Jesus die belangrikste boodskap nie. Dis 'n werklikheid. Sy gaan dit in elk geval, sy het dit al vir hulle gesê, of gesê hy's nie daar nie, sy gaan dit vir hulle sê. Maar wat vir Jesus die belangrikste boodskap is dat sy vir sy volgelinge sal gaan sê, dat hy is op pad na die Vader toe, en die Vader van hom is ook hulle Vader. Die God na wie toe hy op pad is ook hulle God. En dan besef 'n mens dat Jesus in daai woorde eintlik sy hele koms na hierdie wêreld toe saamvat, die doel daarvan, die rede daarvan. Dis wonderlik om 'n gas te hê in die kerk. Ja, ons gaan net die mooiste musiek hoor terwyl ek praat. Dis wonderlik dat Jesus vir die disippels help in daai oomblikke, om te besef dat dit wat daar in die tuin van Eden gebeur het, die wonderlike skeppingsverhaal, hoe die Here alles gemaak het, en dit was goed. Dit was goed, en die verhouding tussen God en die mens was goed gewees. En dan lees ons dat daai verhouding vertroebel, dat daar 'n afstand kom tussen God en die mens.
En nou staan Jesus wat Maria Magdalena dink die tuinier is, en hy sê vir haar, gaan sê vir hulle, dis weer goed. Dis weer goed. God is julle God. Die Vader is julle Vader. Daar het iets gebeur oor hierdie tyd, met Jesus se menswording, met sy hele lewe, met sy lyding, met sy dood aan die kruis, met sy opstanding uit die dood, het daar iets wonderliks gebeur. Mense is met God versoen. Mense kan God se kinders wees, aan elkeen wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het ons al in Johannes 1 gehoor, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En hier sit ons vanoggend, en ons hoor hoe Jesus deur Maria vir ons presies dieselfde woorde kom sê. Ons hoor ook vir ons sê, Jesus het vir my gesê, ek moet vir julle sê, ek vaar op na my Vader, wat julle Vader is, na my God, wat jou God is. En vir ons om dit weer opnuut te hoor, en dit vir onsself aan te neem, dat die verhouding tussen ons en God is werklik herstel. Daar is geen sonde in my lewe wat meer tussen my en die Here staan nie. Daar is geen mag in hierdie wêreld wat mag oor my het, wat my kan skei van die liefde wat aan God is in Jesus Christus nie. Jesus het aan die kruis die mag van die sonde en van die dood kom breek, en deur sy opstanding uit die dood, hy bevestig God die Vader dit, dat Jesus die koninkryk van God naby gebring het, dat daai skepingswerk wat in die tuin van Eden begin is, en goed was, en versteur is deur die sondeval, dat Jesus Christus gekom het om te herskep, om weer nuut te skep, om ons oor te maak, dat ons weer goed kan wees. En dit is die blye boodskap van Paasfees, wat ons kan hoor en kan ontvang, en wat ons in hierdie gedeelte sien is hoe persoonlik dit gedoen word. Dat hierdie hoofstuk, daar's individue met wie gewerk word. Dis Petrus, dis die ander disipel, dis Maria Magdalena. Daar gebeur op 'n individuele vlak iets met mense in hierdie hoofstuk. En dis hoe die Here vir ons wys, dit is wat met ons gebeur. Dat hy praat persoonlik met elkeen van ons. En vra vir my en vir jou, wie soek jy? Wie soek jy in hierdie lewe wat donker is? In wie soek jy die lig? Waar is jou verwagting? Waar is jou hoop? Waarvandaan gaan die uitkoms kom? Wie gaan dit bring? In die begin toe hy sy disippels geroep het, en hulle begin na hom te kom, omdat hulle by mekaar hoor van hom, dan vra hy vir hulle, wat soek julle? Wat soek julle? Dit is die vraag van die evangelie van Johannes. Wie is Jesus? Wie soek ons? Van wie is ons verwagting? Op wie is ons hoop gerig? En Johannes se evangelie kom sê vir ons, jy kan dit maar op Jesus vestig. Want Jesus sê in liefde vir jou, my Vader, is deur alles wat ek gedoen het, nou ook weer jou Vader. En my God is deur alles wat ek gedoen het, weer jou God. Mag elkeen van ons hierdie blye boodskap opnuut ontvang vanoggend. Mag dit ons vul met hoop, met 'n verwagting. Mag ons ervaar dat tussen die donker van Goeie Vrydag, Paas-Sondag lig in ons lewens bring. Vreugde, blydskap. Dat ek kan weet, dit gaan nog steeds donker wees in hierdie lewe. Ek is nog nie klaar met die lewe nie. Daar is nog 'n stuk lewe wat geleef moet word. Die duiwel is soos 'n brullende leeu wat vasgemaak is. Hy kan al brul. Daar gaan nog swaar goed oor mense lewe kan kom. Ons is nie verlos van alle lyding in hierdie lewe nie. Maar wat ons weet is, wat ook al in ons lewens gebeur, niks kan ons skei van die Vader. Alles wat ons doen, elke tree wat ek gee, elke ding wat ek moet deurgaan in my lewe, al die vreugdes, al die hartseer, al die swaar, al die grafte waar ek by gaan staan, elke sterwensbed, elke siekte, dat ek weet, maar God is hier. Die Here wat opgestaan het uit die dood, is in hierdie situasie teenwoordig. En dit bring lig, dit bring hoop, dit bring krag in my lewe. Kom ons raak saam stil voor die Here. Jesus Christus, ek loof U as die opgestane lewende Here.
Dankie Here, dat ek die hartseer soeker vir U die lewende Jesus kon ontmoet. Dankie Here dat U sedert die paradys met soveel dringendheid en deernis roep na mense wat besig is om vir die dood te kies. Dankie dat U ook vir ons roep. Dankie dat ons die roepstem van die kruis hoor. Maak vir ons ook soos vir Maria, getuies wat U roepstem hoorbaar maak vir 'n wêreld wat soek. Help ons om die soekende God en die soekende mens bymekaar te bring, sodat daar vreugde van ontmoeting sal wees, sodat mense kan uitroep, ek het die Here gesien. Dankie Heilige Gees, dat U ons help om te glo wat ons verstande nie kan pyl nie, om te sien wat ons oë nie kan sien nie, om dit wat ons hoor te ontvang, en dit ook ons eie te maak. Ons weet dat U ook vir ons uitstuur met hierdie dieselfde blye boodskap, om vir mense te sê, natuurlik is dit donker, natuurlik stel leiers te leer, natuurlik is daar dinge in hierdie lewe wat mens oor is, waar jy voel dat jy nie opgewasse is om dit te hanteer. Die lewe is vol swaar kry en leed. Maar Here, mag ons mense herinner daaraan, dat dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, deur die Gees ook in ons werk. En dat ons staande sal bly, dat alles ten goeie sal uitwerk, dat niks ons van die liefde kan skei nie, tot op die dag dat U weer kom. En werklik alles finaal kom nuut maak, sodat al die skeiding verdwyn. Al die hartseer en die pyn, die leed, die lyding, sodat die trane van Maria en al die ander Marias in hierdie lewe afgedroog word. Dankie Here vir hierdie verwagting. Dankie dat ons kan leef op pad na U toe, omdat ons weet U is op pad na ons toe. Dankie vir U koninkryk wat gekom het in Jesus. Help ons om ook die knie te buig voor U en te erken dat U die Here is en te leef vanuit hierdie liefde waarmee U ons kom toevou. Ons is U sin. Dankie dat U my Vader is en my God. Ons eer U. Amen. Ons het geleentheid om dan ook ons geloof te bely. Kom ons staan en dan doen ons dit met die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Die lied waarmee ons hier vandaan verder ingaan, die jaar in met hierdie opstandingsvreugde in ons, is vonk 5 vreugde. Julle ken die wysie. Dis 'n baie bekende ou komponis, Ludwig van Beethoven, wat dit gekomponeer het. So julle ken die wysie. Dis nou net om die woorde by die wysie te pas. Kom ons staan en nou sing ons die 3 verse. Alison, dink ek? 2 verse van hierdie lied saam. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Vreugde, want ons land het verrys, tot die dood was hy verneder, uit die graf het hy herrys.
bring heling, skenk bevryding, daarvan moet ons bly getuig. Vreugde, vreugde, juich van vreugde, want ons sy land het verrys. As jy jou sap wil klaarmaak en jy kom drink daai tyd, is jy alright. Ek het die week sulke wonderlike nuus gehoor, van 2 mense wat vir my op dieselfde dag laat weet, na maande, ek wil sê jare se behandeling vir kanker, dat hulle die boodskap gekry het, dat hulle skoon is. So, julle kan nou dink wat dit aan my gemoed gedoen het, en wat dit aan hulle gemoedere doen, en dit is so wonderlik om te weet, dat daar is herskepping. Ons is nie geskep, en toe sal sonde val, en dis dit nie. Die Here is besig om nuut te maak, om ons oor te skep. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees en bly. Amen. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou.